Ons skriflesing kom uit Openbaring 2 vers 8 tot 11 oor die woord van die Here. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Ons fokusgedeelte is vers 8 en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. En die tema van ons boodskap, God het sy seun se lewe gegee in ons plek en het sy opstanding bewerk om ons opstanding te verseker. Leef in dankbaarheid teenoor hom. God het sy seun se lewe gegee in ons plek en het sy opstanding bewerk om ons opstanding te verseker. Leef in dankbaarheid teenoor hom. Ons is besig om te kyk na die gemeentes, die 7 gemeentes, en terwyl daar dan vervolging uitgebreek het in Jerusalem, het baie van die Christene in verskillende rigtings gevlug, en baie van hulle het in Antiochië in die omliggende gedeeltes hulle self gaan vestig. En dit was omtrent die middelpunt van die Christendom, die area wat vandag as Turkye bekend staan. En die 7 gemeentes aan wie hierdie brief geskryf is dan die sentrale plek waar die Christene hulle self bevind het, terwyl daar ook Christene reg oor die wêreld reg oor die wêreld was op daardie stadium. So dis die fokus en die briewe wat die Here Jesus dan sê, Johannes moet skryf aan die 7 gemeentes. Ergens in daardie 7 gemeentes vind ons dan aanklank by elke gemeente, by elkene van hulle se stryd, by elkene van hulle se aanspraak wat God maak. En sodoende kom ons vandag by die gemeente van Smyrna. En so word daar dan aan die engel van die gemeente in Smyrna geskryf, en die engel, dis die prediker, soos ons in die verlede gesê het, die angelos, is nie net engele, soos wat ons dit in veral die Ou Testament vind, en met Christus se geboorte nie, maar ons vind angelos ook as boodskappers, menslike boodskappers. En dit is dan die leraar van die gemeente in Smyrna, die verantwoordelike persoon om die brief dan te neem en getrou dan te lees en te verklaar. Nou die stad Smyrna, of laat ons eerder sê, die gemeente Smyrna se ontstaan, lees ons nie van in die boek Handelinge nie. Nou verlede week moes ek myself beperk vir dit wat te sê is oor die gemeente Efese, want daar is soveel agtergrond van die boek Efese. Daar's die brief aan die Efesiërs, daar's die brief aan Timoteus wat geskryf is terwyl hy in Efese dan gearbei het, en daar is die eerste brief van Johannes wat Johannes geskryf het, waarskynlik aan die gemeente Efese. Daar's soveel wat ons van die agtergrond van Efese het, en ewe skielik kom ons by die gemeente Smyrna en daar is geen agtergrond vir ons van hoe hierdie gemeente tot stand gekom het nie. So die gemeente Smyrna, wat ons weliswaar kan sê, die stad Smyrna, is dat die woord Smyrna is 'n samestelling is waarvan die stamwoord mir of mirre is. En so dit was een van die grootste kommoditeite wat die stad uitgevoer het, was mirre, en dit was 'n produk wat baie kosbaar was, baie geld werd was. En interessant genoeg, ons lees dat met Christus se geboorte kom die wyse manne en hulle geskenke was goud, wierook
en mirre, Matteus 2 vers 11. Maar dan by die dood van Christus, toe hy aan die kruis gesterf het, lees ons Johannes 19 vers 39 en Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van mirre en alwee van omtrent 100 pond in gewig. So hierdie stamwoord mirre is in die Grieks Smyrna, Smyrnis, Smyrnan, verbuigingsvorme, so Smyrna, mirre, teenwoordig by die geboorte van Christus, teenwoordig by die dood van Christus. En let mooi dan wat Christus dan aan die gemeente van Smyrna sê. Dit sê hy wat die eerste en die laaste was, wat dood was maar lewe. Wat dood was maar lewe. Die gedagte van mirre wat teenwoordig was by Christus se geboorte, by sy dood. En ook toe hy aan die kruis gehang het, het hulle 'n mengsel van wyn en mirre vir hom probeer gee. En mirre is dan nie net iets wat lekker ruik nie, maar dit is ook iets wat medisinaal gebruik is om die sintuie te demp. So dit sou nou nie so sterk soos morfine gewees het nie, maar dit sou nou iets gewees het wat die pyn moes demp. Maar Christus, toe hy aan die kruis gehang het en hulle dit vir hom aangebied het, die mirre gemeng met wyn, het hy dit verwerp. Markus 15 vers 23. Christus het sy lyding deurgemaak. Hy was tot die einde toe bewus van alles wat rondom hom was en hy daardie sware stryd en die bittere stryd het hy deurgemaak. Ek het nog self nooit geproe hoe smaak mirre nie, maar hulle sê dat dit 'n baie bitter smaak het, maar dan iets wat van 'n soet nasmaak het. En dis ook vir ons opmerklik dat Christus die bittere, sware lyding vir ons aan die kruis deurgemaak het. Maar toe hy opstaan uit die dood, was dit soet. So dis 'n bitterheid en daarna soetheid. So het ons ook gesien in die lewe van Josef, dat hy 'n bittere lewe gelei het, sy broers wat hom as slaaf verkoop het, Potifar se vrou wat hom vals beskuldig het en in die tronk opgeëindig het, maar toe op die ou end die Here hom verhef het in tweede in bevel van Egipte. Bitterheid en soet. Christus se bittere lewe en lyding en die soet dat hy opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel. En hy leer ook vir ons dat in die wêreld sal julle verdrukking hê. Ons as kinders van God moet eers die bittere smaak om dan later die soete verlossing van Christus wat hy sal volëindig op die laaste dag. En sodoende sal ons soetheid dan op die ou end vervul wees en sal daar geen meer dood en geen meer hartseer wees nie. Christus is die eerste en die laaste. Hy was dood en hy het lewendig geword. Die stad Smyrna was 'n stad wat koning Aljates vernietig het en die stad het vir etlike jare wat oorgebly het was die ruïnes van die stad en Alexander die Grote het in daardie omgewing verbygetrek en hy het vir sy regerders gesê hierdie sal 'n uitstekende plek vir 'n stad wees om daardie stad weer op te bou. En jare later het die Grieke dan daardie stad weer opgebou en dis hierdie stad Smyrna. Die stad het letterlik uit die as verrys, uit die ruïnes uit verrys. En wanneer Christus dan vir die mense van die gemeente sê, ek wat dood was, maar lewe, kon hulle dadelik ook die assosiasie maak van hulle wat in 'n stad gewoon het, wat vroeër dood was, maar wat lewend geword het. En sodoende vir ons as gelowiges is die voortdurende tema van dood en opstanding iets wat ons in die skrif sien
nie net die eenmalige dood van Christus en sy eenmalige opstanding, dit is absoluut die sentrale punt, maar dan leer ons in die Heidelbergse Katekismus byvoorbeeld, dat ons lewe en ons bekering twee spesifieke aspekte het, en dit is die elke dag se sterwe, die ou mens wat sterwe, en elke dag se opstaan van die nuwe mens, 'n nuwe lewe. So nie net kyk ons na die eenmalige dood en opstanding van Christus nie, maar ook die herhaling van ons lewe, waar ons elke dag dood en opstanding as temas van ons lewe het, waar ons sterf vir die sonde, opstaan vir die geregtigheid, en sodoende het ons as kinders van God ook, wanneer ons die nag gaan slaap, hierdie beeld van om onbewus te wees van wat rondom ons is as ons gaan slaap, en dan die volgende oggend op te staan, bewus te wees van wat rondom ons is, wat ook 'n tipe van beeld van dood en opstanding is. En so skryf Christus dan, die een wat gesterf het en opgestaan het, aan die stad wat gesterf het en opgestaan het, aan die gemeente wat gesterf het en opgestaan het, en besig is om daagliks in hulle self te sterf en daagliks in 'n nuwe mens in Christus op te staan. 2 Korintiërs 4 vers 6 sê die apostel Paulus, want God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het met die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. God roep uit die niksheid, roep hy lig, uit die duisternis roep hy lig, en so roep hy uit die nietigheid, oor die niksheid, roep hy lewe in ons. Hy wat gesterf het, opgestaan het, is die ene wat ons, wat dood is van in ons sonde en ons ongeregtighede, geroep het uit die dood in die lewe. En dan praat hy met die gemeente oor, en ons het gesien in Efese, daar was dinge wat reg verloop het in die gemeente, daar was dinge wat verkeerd geloop het in die gemeente, en dinge wat in die gemeente Efese verkeerd geloop het, daar was een klein dingetjie, en dit was dat hulle eerste liefde verlaat het. En dit was so ernstig in die oë van die Here, dat die Here gesê het dat hy die kandelaar van sy plek sal verwyder in Efese. Maar hier in Smyrna kry ons geen negatiewe aanspraak teen hierdie gemeente nie. Ons wil graag wandel in die weë van die Here, ons wil graag volmaak wees, en ons het baie keer die verskoning, niemand kan volmaak wees nie. Maar mense kan op so 'n manier lewe, dat die Here die voordeel gee vir wat ons reg doen, en wanneer ons streef om die verkeerde dinge uit ons lewe uit weg te kry, dat ons bekeer daarvan, dan kan ons die mooi so van die Here kry. En dit is wat hierdie gemeente dan gekry het. So wat is dit wat die gemeente reg gedoen het? Die Here sê vir die gemeente dat hulle is arm, maar hulle is ryk. Interessant genoeg, die koning wat die stad Smyrna van tevore vernietig het, was een van die eerste konings wat munte gemaak het, wat allooi is tussen goud en silwer, en hy's baie bekend daarvoor. Ekonomie was baie belangrik, en toe die stad herleef het, en hulle mirre vervaardig het, was rand en sent, in ons terme, in hulle terme, hulle allooi wat hulle gebruik het tussen goud en silwer, hulle munte was baie belangrik. Maar die Christene is in 'n groot mate uit die ekonomie uitgedruk. Die gelowiges, daar's geblok, daar's teerkanting gewees. En so vind ons dit in verskeie plekke. In een dorp waar ek bedien het, was die pakstoor, het dan mense wat van ander kerkdenominasies was, en nie van 'n sekere kerk nie, was uitgestoot en geblok, ekonomies uitgestoot. En so is daar plekke wat mense uitstoot, en Christene uitstoot. En so was die gemeente Smyrna, het hulle dit swaar gehad as gevolg van verwerping. Maar die Here sê, terwyl julle dan finansiëel arm is julle as lidmate
ryk, geestelik ryk. So ons moet nie redeneer soos die kommuniste nie, want die kommuniste sê ons moet niks hê nie en ons moet bly wees daaroor. En dis nie wat die Here vir ons leer nie. Die Here leer nie vir ons, en dit was ongelukkig was dit iets in die middeleeue wat aan die kerk gekleef het, was hierdie ding gewees van hoe armer jy is, hoe heiliger is jy. En dit is nie noodwendig die waarheid nie. Die Here gee vir ons in die boek Spreuke en Prediker baie wysheid oor hoe ons te werk moet gaan, dat ons ywerig moet werk, dat ons geld moet wegsit, dat ons ekonomies moet floreer, want God het ons voorspoed in gedagte. Maar soms gebeur dit deur die gemeenheid van mense in hierdie wêreld om ons uit te skuif. En ek hoef nie veel te vertel van die ekonomiese omstandighede van ons land, dat ons ook uitgeskuif word, baie van ons as gelowiges, of as gevolg van jou velkleur, dat jy uit die ekonomie uitgedruk en uitgeskuif word. En so daarom vind ons dieselfde vandag, maar het ons geen verskoning om ryk te wees in die Here nie. Het ons nie dit as 'n redenasie om te sê, ek kan nie vir die Here leef nie, want hoe kan ek vir die Here leef as ek ekonomies uitgedruk word, eenkant gestoot word, verarm word. En dit is juis in omstandighede soos hierdie dat die gemeente Smyrna geskyn het en waar hulle lig helder gebrand het. En so gelowige kyk na jou en my lewe, my en jou werk, ons omstandighede, jou besigheid. En is absoluut noodsaaklik om 'n lewe te maak, om ywerig te wees, maar waarvoor leef jy? Wat is die middelpunt? Want die Christene moet finansies as 'n kommoditeit hê, moet dit hê as iets wat hulle weet. Maak vriende met mammon, met die onregverdige mammon. Dit is 'n middel. Maar moenie vir mammon leef nie. En so is dit dat ons in ons lewe vir onsself moet afvra, skuif ons nie net so bietjie van die gedagte van die Here as middelpunt, as finansies, rykdom. En ons kan mense 'n rad voor die oë draai, maar ons kan nie die Here 'n rad voor die oë draai nie. Hy ken ons omstandighede. Hy ken ons hart, hy weet waarvoor ons lewe. En ons moet versigtig wees dat ons nie ryk is in hierdie wêreld en arm in die Here nie. Maar armoede in hierdie lewe is nie 'n verskoning om nie ryk te wees in die Here nie. So dit is 'n positiewe wat die Here vir hierdie gemeente gee. Hulle is arm, maar hulle is ryk. Maar verder ook, hulle het mense wat hulle laster, en hierdie mense sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar is 'n sinagoge van die Satan, vers 9. So die Jode het rondgeloop en hulle self op die skouer geklop en gesê, ons is geneties afstammelinge van Abraham. Ons kan ons genetika deurgaan, en dit was in die tempel, was hulle registers gewees, en hulle het eindelose stryery aangegaan oor hulle genetika, en natuurlik wie is die belangrikste. En sodoende het hulle geroem op die feit dat hulle Jode is, afstammelinge van Jakob. Johannes die Doper, toe hy sien dat baie van die Jode na hom toe kom om deur hom in die Jordaan gedoop te word, sê hy, en moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Matteus 3 vers 9. Ook leer die apostel Paulus, ook die heidene, dat hulle die voorreg het om kinders van Abraham te wees. Galasiërs 3 vers 29. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte, erfgename. Ons is kinders van Abraham, ons wat dit deur die geloof in Jesus Christus is. En so ons kry baie mense in ons dag wat so graag wil Jode wees. En die Hebraic roots is iets wat posvat, en dan
sê mense, hulle gebruik nie die naam Here en God en so aan nie. Hulle gebruik nie die Hebreëse forme, Yahweh en Elohim en Adonai, en El Shaddai ensovoorts, en dan dink hulle dit is baie oulik. En hulle beveel ander ook om dit so te doen. En dit terwyl die Here in sy woord gesê het, dat omdat die volk nie in Hebreëus vir hom luister nie, gaan hy in 'n ander taal met die volk spreek. En in die Nuwe Testament is dit duidelik dat die Here in Grieks met hulle gespreek het, en dat hy die apostels geïnspireer het deur sy Heilige Gees, en hulle het vir ons in Grieks die Nuwe Testament gegee. En daarom kom die woorde God, Theos in die Grieks, en meester of Here, Kurio. En so, jy sal nooit hoor dat hulle die Griekse terminologie sê nie, maar dit is nou benede hulle. En in elke taal waarin die Here verkondig is, het dan sy eie uitspraak oor God en Here. En hierdie mense wat dan sê dat hulle geneties afstammelinge is van Abraham, mense wat sê dat hulle dan so geestelik is, die Ou Testament in sy oorspronklike aanhaal, en dit kry ons baie, Hebraic roots, dit sien 'n mens in soveel kommentare ook oor die sosiale media. Maar hier's die feit, dat baie beroem hulle self op die gedagte Jood. Maar dan leer die woord van die Here vir ons, die wat in die geloof in Christus is, die is nageslag van Abraham. Nou, die laaste ding wat ek wil doen is om Jode haat aan te blaas. Dis nie die gedagte nie. En ons moet dit baie mooi verstaan, want dit is die eerste ding waarvan mense 'n mens beskuldig, die oomblik as 'n mens teen die Hebraic roots leringe gesels en praat. Kyk na hierdie gemeente Smyrna. Hulle het ondersoek gedoen, hierdie mense getoets en bevind dat hierdie mense hulle self beroem op die naam Jood, maar uitgevind het dat hulle in werklikheid 'n sinagoge van die Satan is. Dis die woorde van Christus, dat hy die mooi so vir hierdie gemeente gee. En so dis nie dat Christus homself wat 'n Jood was, toe hy by die put van Samaria gaan sit het en met die Samaritaanse vrou gepraat het, toe het die Here Jesus vir die Samaritaanse vrou gesê, dat julle as Samaritane praat uit onkunde, want die saligheid is uit die Jode. Jesus het nie teen die Jode gepraat nie, maar wel is waar hulle wat hom verwerp het. Hulle kan hoe naby DNA-lyne hê aan Abraham, maar as Christus verwerp word, is hulle in die kant van die Satan. Hulle is in die kant van die bose. En daar's mense wat nie bereid is om dit te erken nie. Hierdie gemeente het dit openbloot erken, en hulle is geprys daarvoor. Hulle het erken dat hierdie mense soos die beeld is wat Paulus gegee het, dat die makolyftak van die olyfboom afgekap is, en die wille olyftak is ingeënt. Dis die heidene wat dan nou deel vorm van die kerk, deel van Christus het. Maar die makolyftak is afgekap. Ons word egter gewaarsku om onsself nie te verhef teenoor die Jode nie, want die Here kan weer die Jode neem as die makolyftak en hulle weer inent. Daarom sê Paulus, moet julle nie verhef teen die Jode nie. Maar die duidelikheid is, hulle is uitgekap. Hulle is 'n sinagoge van die Satan, elkeen wat Christus verwerp. Maar God het nie sy volk verwerp nie. Paulus sê, want ek is 'n Jood, en Petrus is 'n Jood, en meeste van die apostels was op daardie stadium nog lewend gewees. Jakobus was al reeds dood, hy's 'n martelaar gewees, Handelinge hoofstuk 12. So die apostels was Jode gewees.
En die eerste gelowiges was Jode gewees. En so bly daar 'n oorblyfsel tot vandag toe. Jode wat tot geloof kom, hulle is waarlik kinders van Abraham. Saam met die heidene wat tot geloof in Christus kom. Ons is saam met hulle deel van die nageslag van Abraham. Maar die wat geneties verbonde is aan Abraham, maar Christus verwerp, is 'n sinagoge van die Satan. Dit moet ons raak sien. En ons moet versigtig wees vir die dwaalleringe wat hulle na ons kant toe bring. En dis onder andere hierdie Hebraic roots wat mense dan op jou en terugsleep na die wet toe, om hulle onder die mag van die wet te kry. En so dis 'n goeie ding dat hulle is arm, maar hulle is ryk en hulle het onderskeidingsvermoë. Nie net luister hulle oppervlakkig na die boodskappe nie, maar hulle diep teologiese insig en kennis en hulle kan onderskeid maak tussen die wat die Here ken en die wat die Here nie ken nie. En dan sê die Here, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Dit klink mismoedig dat hierdie gemeente wat getrou gestaan het, wat deur die Here tot in die uiterste beproef is, gesê word, julle is getrou bevind, ek gaan julle verder op die proef stel. Hulle het soos suiwer goud, is hulle gereinig en het uit die smeltkroes gekom. En die Here sê, ek stuur julle terug om julle verder te reinig. Julle gaan vervolg word. Die duiwel gaan julle vervolg. So het Christus nie die duiwel oorwin nie, het hy nie die sterk man gebind nie. Waarom het die duiwel nog die mag om gelowiges te vervolg? Die duiwel is God se duiwel. En hy gebruik die duiwel soos hy wil. En dit help nie vir ons om op te staan en God van ongerijmdhede te beskuldig nie. Die apostel Paulus self het gesê dat hy 'n doring in die vlees, waarskynlik 'n siekte na sy liggaam, 'n engel van die Satan om hom met die vuis te slaan. God het die duiwel gestuur om Paulus te folter. Hoekom? Sodat hy hom oor die voortreffelikheid van die visioen nie sou verhef nie. Waarom stuur die Here die duiwel onder ons om soveel moeilikheid in ons lewe tot gevolg te hê? As ek daaraan dink ek aan 'n gebruik wat vroeër jare, ek weet nie of dit vandag nog so is nie, maar die Chinese, die Oosterlinge, Japaneese, hulle is baie lief vir vars vis. En so, wanneer die Noorweegse skepe hulle vis gevang het en dit gevries het en verskeep het, dan het dit nie sulke goeie aftrek gekry op die vismarkte in die ooste nie. En toe hulle navorsing doen, toe besef hulle maar die mense in die ooste hou baie meer daarvan om vars vis te eet. So wat hulle gedoen het is, hulle het dan binne in bote, het hulle dan die visse aan die lewe gehou deur groot tanks waar hulle hierdie visse aan die lewe gehou het, en dan verskeep hulle dit tot by die ooste se markte, die vismarkte, en dan met nette skep hulle dan uit en dan sit vars vis. Maar wat hulle agtergekom het, is dat hierdie vis dan pap raak, omdat hulle eintlik maar net die heeltyd aan die lewe gehou word, daar ronddryf. En toe het hulle verder navorsing gedoen en gesien, as hulle byvoorbeeld een van die predatore van daardie vis in die water gooi, dan sal hierdie predatore die visse rondjaag binne-in. En partykeer dan is daar so 1 of 2 wat op die spyskaart van daardie predator beland, maar op die ou end dan kom hulle in die ooste aan, topfiks en gesond, hierdie visse. Spiere lekker styf, en hulle verkoop dit op die markte, sien daar toppryse. En dit my dink aan die sielevyand wat
die Here agter ons aanstuur en ons dan ons dinge agter mekaar moet kry en ons draf en ons word geestelik geoefen in die godsaligheid. Dit het God behaag om hom te bind sodat hy die nasies nie kan versoek nie, maar tog loop hy rond soos 'n brullende leeu in hierdie opsig, soos in een opsig om die nasies nie te verlei nie, so ons kry nie een wêreld regerings soos wat ons dit vroeër in Egipte, Babylonië, Mede-Perse, Grieke, Romeine gekry het nie. So hy slaag nie daarin nie. Maar wat hy wel doen is dat hy rondloop soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. En nou waarsku die Here hulle, die duiwel is los. In hierdie opsig dat hy die gemeente gaan vervolg, probeer vernietig. Hy waarsku en sê, hoe kan hulle staande bly? En dis om getrou te wees, selfs in die vrees van die dood, wanneer hulle die dood in die oë staar. 10 dae sal julle verdrukking hê. Daar's verskeie voorbeelde wat ek vir u kan gee, maar ek vra u om my te vertrou hier op 10 dae in verskillende plekke in die skrif dui op 'n kort tydperk. Dis die beeld van dat julle 'n kort tydperk vervolg sal word. En dan sê die Here dat hulle getrou tot die dood toe moes wees. Interessant dat die gemeente Philadelphia, as net 2 gemeentes waar daar nie 'n negatiewe getuienis teen die gemeentes was nie. 2 gemeentes, Smyrna en Philadelphia. Die Here sê nou aan Smyrna, jy was getrou gewees en ek gaan jou verder beproef. Aan Philadelphia, en ons sal by hulle kom as ons dan die gemeente Philadelphia behandel, wil ek alreeds net so bietjie u herinner of alreeds attent maak daarop. Hierdie gemeente het ook niks negatief gehad wat teenoor hulle gesê is nie in Openbaring 3 vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Aan Smyrna sê hy, omdat jy getrou was, daarom gaan ek jou verder reinig, verder beproef. Aan Philadelphia sê hy, omdat jy getrou was, daarom sal ek jou weerhou van die tydperk van beproewing. Het is duidelik dat God se weë is nie voorspelbaar nie. En dit is wat die voorspoedsteologie so vreeslik maak, is dat daar, soos wat Job se vriende vir hom gesê het, Job, dit gaan swaar met jou, want jy het gesondig. En dit was nie waar nie. En so kan dit maklik wees, net reg deur die bank, kyk vir die mense wat moeilikheid het, wat probleme het, identifiseer, kyk, daai persoon moet gesondig het teenoor die Here, want die Here wil ons almal voorspoedig maak, daai persoon kan nie voorspoedig wees nie, uiteinde, hulle word deur die Here gestraf. Maar hier sien ons dat die Here, omdat die gemeente Smyrna getrou was, daarom bring hy verdere vervolging en stryd oor hulle. Maar omdat die gemeente Philadelphia getrou was, daarom bring hy nie vervolging oor hulle nie. Ons kan nie weet nie, God handel nie met ons almal dieselfde nie. Die een het 'n heel ander stryd as die ander, want God weet wat ons nodig het, hy weet waardeur ons moet gaan. Maar moenie die fout maak om na iemand se lewe te kyk en outomaties die afleiding te maak, die persoon kry swaar, daarom is die straf van God oor hulle nie. God is groot en kragtig en magtig en hy kom openbaar sy woord in elke mens se hart en elkeen weet waar hy met God staan. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. So as daar iets is wat verkeerd is, dan moet ons bekeer, ons moet dit bely, ons moet dit dan voor die Here stel en ons moet dit regstel. Maar weet dat daar soms is wat ons so begeer om in die teenwoordigheid van die Here te leef en swaar het en stryd het en dan as daardie golf verby is, dan kom die volgende golf. Die Here vereis getrouheid. Hy sê, sommige gaan gedood word, maar wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Nou die
Griekse woord vir kroon is Stephanos, so die diaken Stefanus, wat ons van lees, sy naam beteken kroon, hy is een van die eerste martelare. En dan Stephanos vir die stad Smyrna is, dat net buitekant die stad het hulle hierdie heuwel gehad, wat die Akropolis was, en dit het bekend gestaan as die kroon van Smyrna. En so die afgode het hulle kroon gehad van die stad, die afgode tempels, maar die kerk, die Christene, het die kroon van die lewe. Paulus skryf aan die gemeente Filippense in Filippi, sê hy Filippense 1 vers 29, omdat dit aan julle terwille van Christus genade gegee is, om nie alleen vir hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Dis alleen vir ons in staat om getrou te wees aan die Here, en vir hom te ly, omdat dit as 'n gawe aan ons gegee is. Daarom vra die Here vir sy kerk om te doen wat hy hulle in staat gestel het om te doen, om vir hom te ly. As ons bely dat ons sy eiendom is, dan sal ons dan ook in staat wees om in vervolging tot die dood getrou te wees, want dit is 'n gawe, nie net om in hom te glo nie, maar ook om vir hom te ly. Hy skenk dit as 'n gawe uit sy hand. En die tweede dood het oor hulle hulle sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Dis die volgende belofte wat die Here gee aan die gemeente. Openbaring 20 vers 6 sal ons aan die einde van Openbaring sien. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Die eerste opstanding, salig is almal wat deel het aan die eerste opstanding. Dis die opstanding uit die geestelike dood. En so wedergeboorte bring ons uit die geestelike dood. En elkeen wat weergebore is, sal geen skade ly aan die tweede dood nie. Elkeen wat uit God gebore is, sal geen skade ly aan die tweede dood nie. So dit is 'n belofte wat die Here gee. Kind van God, daar's moeilike tye in ons lewens en swaar tye, en ook in die besonder vir gemeentes, as ons dink aan die kerkgeskiedenis, tye van vervolging, tye van swaar kry, tye van geestelike droogtes, tye van droogte aan evangelisasie, droogte aan die wat die evangelie bring, verskeie probleme wat in kerke ontstaan, en die wat waarlik die Here wil dien. En ons moet gereed wees, nie dink, as ons maar net ons sonde teenoor die Here bely, dan kan hy die vervolging van ons nek afweer, en ons sal sonder vervolging wees. Gelowige, dit is nie waar nie. Dit kan juis wees dat ons getrouheid aan die Here verdere vervolging oor ons bring, om ons verder te louter. Ons weet nie. God kan verligting gee, God kan vir ons versterking gee, hy kan vir ons bewaring gee. En van God in ons lewe het ons hierdie stryd om finansies in ons eie lewe, ons het die stryd van politieke moeilike omstandighede, geestelike moeilike omstandighede. Al hierdie dinge is vir ons as kinders van God 'n toets. En ons moet wandel in die weë van die Here. Christus het ons die voorbeeld gestel. Hy was vir niks bang nie. Hy het tot die einde toe het hy volhard, en hy stel elkeen van sy kinders in staat om tot die einde toe te volhard en om ons te versterk. Sy dood en sy opstanding is vir ons die krag waardeur ons lewe. En dis ook wat ons vandag herdenk, die dood en die opstanding van Christus, want die beker en die brood sou niks beteken het as Christus in die graf gebly het nie. Hy het opgestaan, en ons word deur die geloof versterk, en die Here wil ons versterk, maar moenie dink dat ons die beloftes van
voorspoed in hierdie lewe alleen het. En die Here vra, waarom kom die voorspoed dan nie? Terwyl ons stryd en moeilike omstandighede en selfs tot in die dood kan instaar. Laat ons getrou die Here dien en in dankbaarheid lewe. Hoe leef ons in dankbaarheid teenoor die Here? En die Here het vir ons dit duidelik gestel deur sy gebooie te onderhou. Dis vir ons die reël van ons dankbaarheidslewe. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons nader tot die troon en ons kan nie anders as om na hierdie voorbeeldige gemeente te kyk en vir onsself te sê dat ons skiet ver te kort. Ons het nog nie naaste by soveel vervolging soos wat ons van hulle gesien het nie, alhoewel dit knaag elke dag aan ons hakskene. En terwyl ons dan ook moeilike tye deurmaak, bid ons dan dat U in ons harte deur U Gees sal werk, sodat ons getrou sal wees, omdat U nie net aan ons die gawe van geloof gegee het nie, maar ook die gawe gegee het om getrou aan U te bly te midde van vervolging. Versterk ons daarin en help ons, Here, dat ons harte uitgestort sal wees in dankbaarheid terwyl daar stryd is. So sien ons dat die heilige diensknegte wat die psalms geskryf het in hulle stryd, dank psalms uitgespreek het te midde van stryd, te midde van moeilike omstandighede en U naam groot gemaak het. Help ons om in alles U naam groot te maak en U te eer, want U seun het vir ons gelei, vir ons gesterf, hy die bittere stryd het hy deurgemaak om vir ons die soete oorwinning aan die ou end te gee. En so laat U ons ook baie keer die stryd van Christus, die bittere smaak van stryd proe, sodat die oorwinning soveel soeter ook vir ons is. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen.